Ons gaan lees uit Openbaring hoofstuk 3 van vers 1 af. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam het, dat julle lewe en tog is julle dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hoe daarmee vol en bekeer julle, hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwag soos 'n dief kom en julle sal nie weet wanneer ek op julle afkom nie. Maar julle het daarom 'n paar mense wat in Sardes, wat nie hulle klere besoedel het nie. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar, dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Dit is die woord van die lewende God. Johannes 3, die skrywe aan die boodskap van Sardes. Johannes vat ons hier in die begin terug na die beeld wat hy gehad het, toe hy die opdrag by die lewende God gekry het, toe Jesus met hom gepraat het. Johannes vat ons terug na daar waar hy die opdrag gekry het, skrywe aan die gemeentes. En jy onthou toe hy omgedraai het, om te sien wie dit is, wat met hom praat, toe het hy hierdie beeld van Christus gesien. Hy gebruik baie simbole om te verduidelik dit wat hy gesien het, en Johannes vat ons terug, en hy vat ons na 2 aspekte toe van dit wat hy gesien het. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Johannes bring ons fokus na die Heilige Gees en Christus toe. En as ons verder gaan ons sien hoekom dit so belangrik is dat hy ons oproep om weer te fokus op die werk van Christus en die werk van die Heilige Gees. Maar dan bring hy ook 'n verdere uitdaging, die 7 sterre. Onthou, die 7 sterre was die leraars van die 7 gemeentes. En so word die gemeentes ook opgeroep om te luister. En soos ons elke keer gesê het, dit wat vir die 7 gemeentes gesê word vir elkeen van ons gesê. Ons moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ons is die kerk wat ontstaan het na die opstanding en die hemelvaart, die regering van Jesus Christus. So vanmôre moet ons luister. Maar as ons nou na hierdie 2 aspekte gaan kyk, wat dink julle kan ons verwag? As ons net na Johannes se inleiding gaan kyk, hy praat van die Heilige Gees, van Jesus Christus, en hy praat van die gemeente. So wat kan ons verwag in hierdie gedeelte wat ons gelees het? 2 goed, dit gaan nommer 1 oor ons geloofslewe, ons verhouding met Christus, ons verhouding met die Heilige Gees, die manier wat ek luister na die Heilige Gees, wat ek gehoorsaam is aan die Heilige Gees, hoe ek my lewe uitleef as 'n Christen. Ons geloofslewe, en dan die tweede aspek is ons as 'n gemeente. En ek sluit die 2 gemeentes nou saam, ons is een kerk. As 'n kerk, as die NG Kerk in Bultfontein, hoe lyk ons? Hoe lewe ons? Is ons getuies van dit wat God van ons vra? Is ons getuies om hom te verheerlik, om sy naam groot te maak, om sy koninkryk uit te dra, om sy wil te doen? So ons kan verwag dat hy met ons gaan praat. Hoe lewe ons? En hoe lewe ons as 'n gemeente? Onthou, dit was ook in die vorige briewe gewees. Onthou, dis wat Jesus sê, onthou, ek
weet alles wat julle doen. En dit is aan die een kant amper skokkend vir ons. Want ons weet dit en ons besef dit nie altyd nie. En hierdie, ek weet alles wat ons doen, is nie om te sê, ek hou jou dop, en as jy een tree skeef gee, dan gaan ek jou uitsorteer. Dis nie wat God sê nie. Onthou, hy kom na ons toe deur Christus, hy kom na ons toe deur die kruis, deur die leë graf, hy kom na ons toe in liefde, so hy sê, ek weet alles wat julle doen, in terme van julle verhouding met my, van my verhouding met julle, en so praat die Here met ons. Ek weet alles wat jy doen, ek ken jou hart, ek ken jou uitdagings, ek ken jou vrese, ek weet wat bring jy voor my. God, hy kom na ons met hierdie liefde in sy hart na ons toe. Nou van hierdie woorde in hierdie gedeelte is amper kras baie keer, maar ons moet dit sien in die liefde van God. Want aan die einde, die beloftes is so mooi, is so groot. Ek moet besef, wat wil die Here vir my? Hy wil hê ek moet by hom wees. Hy wil hê ek moet saam met hom leef, ek moet hom dien, ek moet hom eer. Hy soek die lewe vir my, want dis waarvoor hy gekom het om te sterf. So, onthou, hy sê, ek weet alles. En dan begin hy by die dood. En dis nie altyd wat ons wil hoor nie. Dis nie altyd wat ons gemaklik laat voel nie, maar laat ek net vir julle verduidelik, as jy gaan kyk na Sardes, dit was 'n ongelooflike stad gewees, een van die hoofstede van die omgewing. En as jy mooi gaan kyk, dis die tipe argitektuur wat in Sardes was. Julle kan nou nie sien nie, maar daar is in Grieks geskrywe op hierdie pilare. 'n Ongelooflike plek was Sardes gewees. Maar dan lees ons, of die vorige skyfie wys na die dood, en ek wil net 'n paar ander foto's van Sardes wys. Dis hoe Sardes nou lyk. Daar's niks oor nie, daar's 'n paar mure oor, niemand bly daar nie. Daar's niks. Dit was hierdie ongelooflike stad gewees, en nou staan niks, daar was lewe, nou is dit dood. En dis die punt wat ons moet raak sien, want dit gaan oor ons toekoms, dit gaan oor ons lewens, dit gaan oor die grootsheid van dit wat Jesus kom doen het om ons te red van die dood en vir ons die lewe te gee. En daarom hierdie harde woorde, en moenie vanmôre voel, maar daar word op my gepik nie. Elkeen van ons moet hoor wat sê die Here, elkeen van ons moet luister. Want Jesus wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie. Hy wil hê ons almal moet gered word. Dis hoekom hy so praat. So luister dit uit hierdie oogpunt uit. En dan sê hy, dit is wat ek teen julle het. Julle het die naam van lewe. Julle sê ons lewe, maar eintlik is julle dood. En dan verwys hy na 2 punte, op sy puntestaaf. Die eerste een is skynheiligheid. Uiterlik is julle volgelinge van Jesus. Uiterlik is julle Christen. Julle doen die regte ding. Julle trek die regte klere aan. Op die regte tyd sê jy die regte ding, maar innerlik is dit nie daar nie. Die dryfveer, amper die engine van jou geloof is nie daar nie. Jou hart behoort nie aan die Here nie. Jou geloof is nie kragtig nie. In naam is jy, maar in jou lewensbeginsels, in die woorde, in die dade, in jou gedagtes is dit nie daar nie. Jy dra die naam van lewe, maar eintlik is jy dood. En dit is harde woorde om dit te hoor. En ons voel baie keer ongemaklik, maar Here, dis nie ek nie, ek is 'n kind van U, en hoor mooi wat sê Jesus, hy sê nie ek oordeel jou nie, hy roep jou op, hy kom in liefde na ons toe, en hy sê, maar gaan kyk na jou lewe. Laat die naam wat jy dra, en dit wat jy is, dit wie jy is, moet by mekaar kom. Skynheiligheid, ek sê een ding, maar ek lewe 'n ander ding. Ek wil vir ons net 'n vers lees uit
2 Korintiërs hoofstuk 3. Want dit onderstreep so presies hierdie punt wat Jesus vir ons maak. 2 Korintiërs hoofstuk 3 van vers 18. Ons almal, hoor nou mooi, ons almal. Met wie praat Jesus? Hy praat met ons almal. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So as hy sê, jy is skynheilig, dan roep hy ons op en sê, maar moenie skynheilig wees nie. Ons moet dit uitleef. Dit wie ons is, dit wat ons is, moet uitkom. Want ons word meer en meer gelyk aan die beeld van Christus. Ons lewe soos hy wil hê ons moet lewe. En dis ons uitdaging. Ek kan nie sê, maar dit is nou maar hoe ek is en die Here moet nou maar tevrede wees daarmee. Hy roep ons op in hierdie gedeelte. Hy daag ons uit. Moenie skynheilig wees nie. Dit wat jy sê, die beeld wat jy dra, moet wees wie jy is. Jou hart behoort aan die Here. Ek dien die Here. Dis ons uitdaging. Maar dan gaan hy ook verder, nie net skynheiligheid nie, en hierdie is amper erger, dit gaan oor geloofsverlies. Jy verloor jou geloof. Jy het nog die tekens dat dit daar is, maar jy het nie meer daai geloof nie. Dit gaan oor doodsheid binne in ons, 'n doodsheid in ons siel. Daai engine is weg. My hart behoort nie meer aan die Here nie. 'n Doodsheid in ons siel, 'n doodsheid in ons diens. Want hoekom? Wat gebeur? Ander aspekte van die lewe begin vir ons belangriker raak. As ons gaan kyk na die gemeente in Sardes, die opmerking wat gemaak word was, dat daar was verskillende godsdienste in Sardes. Die Christene was daar, die Jode was daar, die klomp Grieke wat die keiser aanbid het, was daar, ander mense wat afgode aanbid het, was daar, en die Christen het gesê, maar om my plekkie in hierdie wêreld te kry, sal ek maar toelaat dat julle gaan aan met julle goedjies, ek gaan nie aan met my goedjies, en ons los dit daar. En so het hulle vergeet wie hulle is. Dat hulle is kinders van die lewende God. Hulle het hierdie get along culture begin leef. Van ja, jy glo nou nie wat ek glo nie, maar ons stap saam op die pad. Ja, ek maak ruimte vir jou, dis reg. Nie van daai, Christus is die enigste redder. Christus is die enigste weg. Jesus en Jesus alleen, die uniekheid van Jesus het verdwyn uit hulle lewens uit. En daarom hierdie oproep, word wakker. Die tyd is nou. En dit is nogal reguit gestel. Nie die tyd is nou nie. Gaan dink bietjie oor, gaan herkou dit bietjie, besluit, gaan ek hiervoor gaan? Nee, dis nie wat hy sê nie. Hy sê, die tyd is nou. Dit is die oproep. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle die naam van die lewe het, en tog is julle dood. Word wakker. Die tyd is nou, en versterk wat nog by julle oorgebly, want anders kom ek soos 'n dief in die nag. Want jou lewe is besig om dood te loop. En daarom hierdie oproep van Jesus aan elke gelowige, aan elke gemeente. Die tyd is nou. Draai nou terug na hom. Herstel nou wat verkeerd gegaan het. Die tyd is nou. Wat is die beste beskrywing wat Jesus hier van ons vra? Hy praat van, dit wat daar was, is dood. Jy staan op die punt om dood te gaan in jou siel, in jou gees. Watter woord sou jy kon beskryf, of sou jy kon sê vandag, beskryf hierdie oproep, wat Jesus aan ons, aan elke gelowige, aan elke gemeente bring? Herlewing. Dit is ek het dit nog nooit so gedink nie, maar dis presies wat hy sê, herleef jou geloof.
Laat jou geloof weer lewe kry. Laat jou krag vanuit jou bestaan kom, uit jou geloof uit, hier diep binne in jou hart, in jou verhouding met die lewende Here. Kry daaruit die krag. Herlewing, revival in Engels, revive, om weer lewend te maak, herlewing, om weer lewe te gee. Word wakker. Die tyd is nou. Dis nou net na Paasfees. Ons is nog so herinnerd aan dit wat gebeur het. En gaan meet jouself weer, gaan vra weer vir jouself, maar waar staan ek? Het ek aan die slaap geraak? Is ek besig om skynheilig te leef? Het ek my geloof verloor? Die beginsel in herlewing is om van geloof na geloof te gaan. Vanuit my verhouding met God na meer. En dit is wat Jesus ons mee uitdaag. Nie net van, ek is tevrede, toe ek 16 was, het ek tot geloof gekom, ek is 'n kind van God, en so sal ek aangaan. Hy sê, ja, dis waar dit begin het, wonderlik, maar bou nou op jou geloof. Maak jou geloof sterker, leef meer, leef groter vir die Here. Dis ons uitdaging. Hy praat van 'n dinamiese geloof. Nou, 'n dinamiese geloof is 'n geloof wat beweeg, wat impak maak. Het jou geloof 'n impak op jou? Soos jy vanmôre hierso sit, verander jou geloof, jou gedagtes. Verander jou geloof, jou optrede. Verander jou geloof, jou gebede. En dit is wat ons moet vra, is my geloof dinamies? Gaan dit van geloof na groter geloof, na meer geloof, na sterker geloof, of is ek tevrede? Dit wat ek het, dit is nou maar so. Hy sê, jy dra die teken van lewe. Jy dra die naam van lewe, maar die tekens van lewe is nie daar nie. En hoor dit vanmôre. Hoe kan ons geloof ons verander? Kyk, ons almal ken die Here. Elkeen van ons wat vanmôre hierso sit, ken die Here. Ons weet wie hy is. Ons ken sy standaarde. Ons het dit nou nog gelees op. Ons weet wat hy verlang van ons. Nie een van ons is heeltemal onkundig oor Jesus nie. Oor die wet van God, oor sy beginsels. Paasfees is nou net by, ons ken sy optrede. Ons weet wat hy gedoen het, ons weet hoe hy homself gegee het as offer, sodat ons gered kan word. Ons ken sy woord. Ons almal het gunsteling Bybelverse, wat diep in ons hart in praat. Ons ken hom. Ons ken die Here. Maar nou moet ons onsself gaan meet aan sy standaard, aan sy woorde, aan hierdie oproep. Ek kan nie vandag sê, maar ek is 100% reg. Ja. Ek het gearriveer, ek is reg. Elkeen van ons moet onsself gaan meet aan sy woord, aan sy beloftes, aan sy optrede, aan die getuienis van die Heilige Gees, wat hy elke dag vir ons sê. Wat sê die Here van dit? Wat sê hy van liefde? Wat sê hy van sy vergifnis? Wat sê hy van die ewige lewe? Wat sê hy van 'n heilige lewe? Wat sê hy van dit? Wat sê hy? Ons kan heeldag deur daai lys. Die Here sê vir ons in elke aspek van ons lewe, dit is hoe ek wil hê jy moet leef. Dit is hoe ek wil hê jy moet wees. So herlewing kom neer op 3 punte. Onthou wie is die Here. Begin weer by jou geloof. Onthou wie is die Here. Onthou sy woord. Dink aan hom. Vir Joshua het ek sê, oordink dit dag en nag. Die Here moet heeldag in jou kop wees. Nie net vanoggend en vanaand nie. Heeldag moet hy in my kop wees. My optrede moet deur sy teenwoordigheid, deur sy wysheid, deur sy insette moet my optrede gedryf word. Ek kan nie gaan lewe soos ek wil. Ek bid in die oggend, ek lewe soos ek wil en ek bid in die aand. Nee. Sy teenwoordigheid, sy wil in my kop, in my gedagtes, dag en nag. Onthou wie is die Here. En dan die tweede punt, gehoorsaam die Here. Nou dis ook een woord waarvan ons nie altyd baie hou nie, gehoorsaamheid. Maar dit laat ons altyd terugdink toe ons nog op skool was. Ek moet doen wat hulle vir my sê, anders is ek in die moeilikheid. En dit is nie wat gehoorsaamheid is nie. Bybelse gehoorsaamheid is, ek doen die Here se wil. Hoekom?
Nie omdat ek bang is vir hom nie, nie omdat hy my gaan straf nie, ek doen die wil van die Here, want ek is lief vir hom, punt. Dis hoekom ons gehoorsaam is. Nie, die Here gaan my slaan as ek dit doen nie, nee. Ek is gehoorsaam aan die Here vanuit my verhouding met hom, vanuit my liefde vir hom. Ek luister wat hy sê, ek doen wat hy sê, punt. Want ek is lief vir hom. Gehoorsaamheid. En dan die derde een, bely. Bely met jou mond, sê, Here, ek dien U. Sê in die wêreld, ek dien die Here Jesus Christus. Lewe 'n lewe van belydenis. Jou hele lewe moet getuig wie jy is in Jesus. Wie jy is in Jesus moet sigbaar word. En dit is die oproep van Jesus aan elkeen van ons. Dis die oproep van Jesus aan ons as gemeente, as kerk van Christus. Nou dit klink nie of dit baie goed gegaan het in hierdie gemeente nie. En gelukkig is daar 'n maar. Maar julle het daarom 'n paar mense daar in Sardes wat nie hulle klere besoedel het en hulle het altyd bidklere aan wat hulle by my gekry het omdat hulle dit waardig is. Wit klere. Hulle was nie besoedel deur die wêreld nie. Wit klere. Klere van oorwinning. Hulle sê in die ou tyd, as 'n koning wat op 'n oorlogstoer was, as mens dit so kan sê, hy was vir oorlog en hy kom terug en hy het die oorwinning behaal en hy bring die koning wat hy verslaan het terug en al die skatte, dan het hulle almal wit klere aangehad want hulle was oorwinnaars en hulle het fees gevier. Daar was mense in die gemeente wat hulle self nie besoedel het nie, wat nie toegelaat het dat die wêreld 'n impak kry op hulle geloof nie. En hulle het wit klere aangehad. Hulle is die oorwinnaars. En dit is hoe God wil hê elkeen van ons moet wees. Ons moet deur hierdie prosesse gaan. En dan moet ek kan sê, maar Here, ek dien U en U alleen. Here, net vir U. Die Here wil gemeentes vol mense met wit klere hê. Nie besoedel deur die wêreld nie. Oorwinnaars. Dis wat hy vra. Wit klere, oorwinning. In hom, in Jesus Christus, en deur sy Gees, dis waar ons begin het. Deur Jesus Christus, deur sy Gees, sal ons die oorwinning behaal. Nie myself nie, ek gaan dit en dit en dit. Christus en die Heilige Gees, dis waar ons begin het. So sê hy, wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. So sê hy, Jesus en die Heilige Gees, so behaal ek die oorwinning. En dan nog iets, jou naam. 2 goed oor jou naam. Hoor mooi. Hy sal nie jou naam uit die boek van die lewe haal nie. Hoor mooi, vir ewig. Vir ewig is jy kind van God. As jy gehoor gee op wat hy sê, vir ewig is jy kind van God. Hy sê dit self, ek sal nooit jou naam uit die boek van die lewe haal nie. So as jy vanmôre ernstig is, as jy hoor wat hy sê, as jy sê, Here, ek draai na U, Here, ek aanbid U, dan is jou naam in die boek van die lewe, en jou naam sal vir ewig in die boek van die lewe wees. Punt 1. Punt 2 oor jou naam, hoor jy, voor die hele hemelse vergadering, gaan Jesus jou naam noem. Dink bietjie daaroor. Voor die hele hemelse vergadering, sê Jesus, jy behoort aan my. Dis sy getuienis. Wit klere, oorwinning, jou naam in die boek van die lewe, en hy sal jou naam behoort. Hy sal jou naam spreek en sê, jy behoort aan my. Hoor vanmôre die roepstem van Jesus. Hoor vanmôre wat hy sê in jou hart. Hy wat die opgestaane Christus is, praat deur die Heilige Gees. Hoor, miskien is dit vanmôre die eerste keer dat jy sy roepstem hoor. Maar hoor vanmôre,
Hy roep jou en hoor die erns in sy stem. Hy sê nee, kyk maar wat is dit nie. Hy sê moenie laat die dood wen nie. Word wakker. Nou is die tyd. Hy roep elkeen van ons, nou is die tyd. Laat ons na hom toe draai, laat ons na hom toe hardloop, laat ons bely, Here, dit is wat ek gedoen het, dit is wat verkeerd was, ek weet nie wat het in my kop aangegaan nie, maar Here, vergewe my. En jy ontvang die wit klere. Jy ontvang die oorwinning. Jou naam word in die boek van die lewe geskryf. Dit sal vir ewig daar wees en jou naam word in die hemel genoem deur Jesus wat sê, maar my kind behoort aan my. Dit is ons opdrag, dis ons uitdaging. En nou wil ek vir jou vra, is jy bereid? Is jy bereid om alles op die spel te plaas? Is jy bereid om te hoor wat hy sê? Nie skynheiligheid nie, nie geloofsverlies nie, maar 'n volle lewe vir God, in sy teenwoordigheid, saam met hom, deur die krag van die Heilige Gees. Herlewing. Kry jou geloof weer vuurwarm. Laat dit hier binne brand en lewe. Ek het hierso tekens van herlewing, dit kom uit Handelinge 2 van vers 36 af. Gaan lees bietjie Handelinge 2 van vers 36 af. En gaan kyk na hierdie tekens van herlewing. En sê maar, hoe kan ek, daar's 12, hoe kan ek hierdie tekens in my lewe inkry? So kom ons kyk na hy 12 en vra jouself maar, hoe gaan ek dit doen? Hoe gaan ek dit lewe? Hoe gaan ek gehoorsaamheid gee aan dit wat Jesus vir my vra? Want dit is wat ek wil doen, dit is hoe ek wil lewe. En dan eindig ons by die kruis. Daai teken van, dit is werklikheid, dit is waarheid. Dit is nie net praatjies nie, dit is 'n realiteit, dit is wat gebeur het. En vandag staan ons hier, ons hoor dit, en ons kan reageer. Hoor die roepstem van Jesus. Hoor die getuienis van die Heilige Gees. Gaan antwoord nou op dit wat hy van jou vra. Kom ons bid saam.